Ek groet in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Saligmaker, op hierdie Woensdag, die 4de Maart 2026. Ek is Jacques Pieters, hier is brood vir die siel, 0720202615. In Johannes 7 vers 1 tot 9, lees ons van die ongeloof van Jesus se broers. Nou, ek praat baie met mense en dan is een van die klagtes wat ek nogal tamelik baie hoor, is dat my broer of my suster of my broer en my suster, hulle glo nie in die Here nie. En dan is dit 'n tamelike seerpunt vir die persoon wat kla. Want hulle wil graag hê dat hulle broer of suster moet glo. En vir hulle verstaan nie so lekker hoekom hulle broers en susters nie glo nie. Jy sien, wat ons kan doen is, ons kan net bid. Ons kan bid dat die Heilige Gees hulle oortuig. Ons kan bid dat die Heilige Gees in hulle harte en hulle gedagtes sal werk, sodat hulle kan sien sodat ons sien, kan hoor sodat ons hoor, in die Gees. Maar hier in Johannes 7 vers 1 tot 9 lees ons vanmôre, en daarna het Jesus in Galilea rondgegaan, want hy wou nie in Judea rondgaan nie, omdat die Jode probeer het om hom dood te maak. En die fees van die Jode, die Hittefees, was naby. Sy broers het toe vir hom gesê, vertrek hiervandaan en gaan na Judea, sodat u disippels ook u werke kan sien wat u doen. Want niemand doen iets in die geheim en soek te gelykertyd om in indereen se mond te wees nie. As u hierdie dinge doen, vertoon u self aan die wêreld. So hulle het gesê dat Jesus moet hierdie dinge doen om followers te kry, om volgelinge te kry, sodat ons dit vandag se terme sal noem, om likes te kry. Jy weet, dit is mos waaroor sosiale media gaan vandag, om te kyk hoeveel mense hou van jou goed, hoeveel mense sit daai duimpie op, hoeveel mense wil jou volg, omdat hulle hou van wat jy sê. En sien, maar mense hou nie van die waarheid nie. En Jesus was nie daar om eer te soek nie. Hy was nie daar om followers te kry nie. Hy was daar om die werk van die Here te doen, om die werk van sy Vader te doen, om die mense sy harte te verander, om hulle gedagtes te verander, om mense te kry om in te keer, om te keer, sodat hulle hom kan volg, omdat hulle harte verander, omdat hulle bereid is om nederig te wees, omdat hulle bereid is om hulle kruis te dra en om te volg. Nie net te volg omdat hulle hou waarvan hy sê nie. Want ook sy broers het nie in hom geglo nie. Sien, hulle het hom gesê, kryf jou daai klomp wat agter jou aanloop, want hulle het nie in hom geglo nie. Toe sê Jesus vir hulle, my tyd is nog nie daar nie, maar julle tyd is altyd daar. Jy sien, ons kla baie keer oor ons familie, wat nie ook wil glo nie, wat nie die dinge sien sodat ons dit sien nie, veral in hierdie dae waarin ons lewe, wat ons weet, Matteus 24 vers 1 tot 14 is in werking, tyd van smarte. En baie mense lees dit nie, want daar is dinge geskryf wat met Christene, met gelowiges gaan plaasvind, gebeur. Maar baie mense glo dat as gelowiges, as Christene, gaan hulle hierdie dinge vryspring. Maar tog sê die woord vir ons iets anders. Ons moet gereed wees. Ons moet waaksaam wees. En hier sien ons ook dat Jesus se broers nie glo nie. Hulle het saam met hom groot geword. Hulle het die wonderwerke gesien wat hy doen. Hulle het sekerlik ander dinge gesien van hom as kindstyd af. Maar hulle het nie in hom geglo nie. En Jesus het vir hulle gesê, julle tyd is altyd daar. Hulle kan 'n verskil maak. Want Jesus is net 3,5 jaar wat hy die bediening doen, wat hy mense gaan leer, wat hy mense gaan genees. Maar vir sy broers het hy gesê, julle is nog altyd daar. So plaas hulle ook 'n verskil maak, maar hulle doen dit nie. Hulle is eerder daar om hom aan te vat, om hom uit te daag. Die wêreld kan julle nie haat nie, maar my haat hy, omdat ek van hom getuig, dat sy werke boos is. Jy sien,
Hulle het nie van Jesus gehou nie, want Jesus het vir hulle gesê, hulle werke is boos, al is hulle sy eie broers. En hier verduidelik hy aan hulle ook dat die wêreld kan julle nie haat nie. So die wêreld kan nie iemand haat wat in die wêreld is nie. Jy sien, die wêreld kan nie dit haat wat aan hom behoort nie. Maar vir Jesus haat hulle. Vir my en jou wat Jesus soek en wat die waarheid soek, wat die woord opreg soek, wat die Heilige Gees neem as ons leraar. Wat voel wanneer ons verkeerd doen, ons moet voor die Here neerbuig en nederig word en verskoning vra. Ons wat die Here opreg soek, die wêreld haat ons. Hulle hou nie van ons woorde nie. Hulle hou nie van ons manier van dinge doen nie. Want ons is nie deel van die wêreld nie. En die woord sê hierso vir ons, my haat hy, omdat ek van hom getuig dat sy werke boos is. Jy sien, mense wil nie hoor wat hulle verkeerd doen nie. Mense wil nie hoor dat hulle in sonde is nie. Mense wil nie hoor dat hulle moet hulle lewe omkeer nie. Hulle is gemaklik, want die duiwel hou hulle gemaklik. Gaan julle op na hierdie fees? Vers 8. Ek gaan nog nie op na hierdie fees nie, omdat my tyd nog nie daar is nie. En nadat hy aan hulle gesê het hy in Galilea gebly. Met ander woorde, hy het geweet dat, as jy nou verder lees in hierdie hoofstuk, sal jy sien dat die fariseërs en die owerpriesters, hulle was van plan om Jesus te vang. Hulle wou van hom ontslae raak, want jy sien, hy praat die waarheid, hy praat 'n oordeel teenoor die mense, 'n oordeel wat mense laat sleg voel, omdat hulle in sonde lewe, omdat hulle verkeerde keuses maak, omdat hulle nie die woord van God wil hoor nie, omdat hulle nie die waarheid wil hoor nie, maar eerder omdat hulle gemaklik wil wees in hulle slegte dade, in hulle slegte keuses. Daarom het Jesus geweet en gesê, sy tyd is nog nie daar nie. So ons moet nie sleg voel wanneer ons broers en susters nie glo soos ons glo nie wil doen wat ons doen in die Here, in sy woord, en omdat ons die waarheid soek, en omdat ons weet dat ons voel sleg wanneer ons verkeerd doen, omdat die woord teen ons getuig wanneer ons verkeerd doen, sodat ons weer kan omdraai, sodat ons onsself kan verootmoedig voor ons God, want ons weet ons Jesus Christus het duur betaal, sodat ons vergifnis kan kry vir ons sondes, en daarom soek ons die waarheid, want ons weet ons koning leef, en ons voel wanneer die Heilige Gees ons oortuig van ons foute, wanneer ons bemoediging nodig het, ons voel het, deur die Heilige Gees se krag, wat met ons werk, want ons getuig van hom wat ons verlos het, van ons sondes, sodat ons nie verder kan wandel in die duisternis nie, maar in sy lig, en dat ons nie deelvormig is van hierdie wêreld nie. Daarom moet ons nie sleg voel oor ons broers en ons susters nie. Ons het hulle lief, ja, maar ons moet die Heilige Gees vra om met hulle te werk. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir 'n nuwe dag, Here, dankie vir nog ure wat U aan ons lewe byvoeg. Dankie vir ons elkeen se nagrus, Here, dat U hand oor ons was, dat U ons veilig gehou het. Vader, ek bid, Here, dat U hand verder op die kinders sal wees, Here, dat U ons sal optel en sterk hou in hierdie dae, Here, dat ons weet dat ons wandel in die lig en nie in die duisternis nie, dat ons soek die waarheid en dat ons luister na die krag van die woord, Here, en dat wanneer dit ons stig, ons sleg sal voel, Here, maar dat ons nie teen U sal draai nie, maar dat ons U opreg sal liefhet in Jesus naam. Amen. Onthou, lees jou Bybel self, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.